Toe ek so sterk bedink oor wat het God vir die Ligfamilie in gedagte, sê God, nuwe. Dis al wat ek gedoen het. Nuwe. Brand new. En ek het gedink, dis wat ek moet praat oor Woensdag, as ons by mekaar kom vir ou jaar. En dit was nie dit nie. En die Here het gesê, bere dit vir vandag, vir Sondag, die 4de Januarie 2026. En hier is ons, vandag by mekaar, oor goddelike nuwe dinge. En God vra vanoggend vir jou, is jy vervelig met hoe jou lewe huidiglik is? En jou omstandighede? En allerhande alledaagse goedjies? Jy sê, ek is nou van daai wat vinnig vervelig kan word. Vinnig. Selfs as mense gesels, dan voel ek, is nie genoeg. Katte krak en kan toe dit kom. En dit is 'n swak karaktertrek, is 'n swak persoonlikheid. Maar weet jy, ek het vanoggend opgewondenheid oor my eie persoonlikheid. En ek weet, God sê vandag vir ons, jou gees streef na meer. Is dit nie fantasties nie? Jy sê by die dag toe jy 'n wedergebore kind van God geword het. Toe kom God en hy gee vir jou 'n nuwe gees. 'n Gees wat van hom afkom. En sy gees steek jou gees aan en dit is veronderstel om gesinkroniseer in sync te word met mekaar. En net so vir 'n bonus sê, toe gee hy jou 'n vleeshart en hy haal die kliphart uit en hy gooi weg. Ek dink toe hy myne gooi, klink het soos donder weer. Kliphart! Val hy daar. Daar's 'n paar goed wat ek en jy vir mekaar kan sê, wat vir jou 'n motivering moet wees om bereidwillig te wees dat God jou nuut maak. Dat God sekere dinge in jou hele lewe vernuwe. En ek wil baie skrifgedeeltes met jou deel. Vandag sorry, dit is so, dan is dit so. Maar hier is 2 Korintiërs 9, wat eintlik 'n baie belangrike skrifgedeelte is, wat ons mislees. Want daar's ander goed om dit, wat baie belangrik is. In 2 Korintiërs 9:8 klink so in die New King James Bible. Hy sê, and God is able to make all grace abound to you, that you always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Nou plain verstaanbaar Afrikaans sê hier, hy sê dat hierdie God by magte is om julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk wat hy op jou hart plaas. Is dit nie amazing? Daar's 'n skrywer wat eendag skryf, I am self-sufficient in God's sufficiency. Ek is klaar voorsien, omdat God in my is, met sy voorsiening. Jy sien, toe ek my hart vir die Here gee, toe kry ek 'n profesie
van 'n Indiër wat hom bekeer het, met die naam van Nariman. En weet julle wanneer? Die 25ste van die 3de 2006. Dis die jaar, 20 jaar terug. En die woord is nog steeds van toepassing. Want hier staan in vers 12 in Deuteronomium 28 die volgende: Die Here sal sy goeie voorraad skuur, die hemel. Beteken die voorraad skuur wat vir my en jou available is in die hemel. Hy sal dit vir jou oopmaak om vir jou land reën te gee op die regte tyd. Om alles wat jy doen te seën. Dan sal jy aan baie nasies kan leen, maar self hoef jy nie te leen. Duidelik. Hy het nou wel in Engels gesê, maar dis dieselfde ding. Dis presies dieselfde ding. Jy sien wat God wil hê jy moet worry. Nee? Daar is hoeveel mense wat na my toe gekom het gesê, as ek net die jackpot wen, dan kan ek vir almal wat die kos het, die kos gee. Maar ek sal so baie wil hê dat ek vir elkeen wat nie huis het, nie huis kan gee. Ek gaan terugkom met wat ek nou weer 'n keer aan herinner is deur God. Jy sien, daar's 'n skrifgedeelte in 1 Korintiërs 15. En dit is moeilik om te onthou, want dit is die 58ste vers. Jy is al moeg gelees, nee, aan 1 Korintiërs 15, en dan kom hierdie skrif, en hy sê, daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. If you do something for the kingdom of God, it's not in vain. Hy sal jou beloon. Ek meen, ek hoop jy vat dit. Want as jy die tree gee om nie erkenning te kry in die alledaagse lewe nie, maar jy doen dit vir die koninkryk van God, hy sê, ek sal jou beloon. Ek dink jy kan enige tyd God op sy woord vat, nie waar? Maar dit is 'n ondankbare spul, pastoor, ek weet. Ek doen dit al 20 jaar. Ek doen dit 20 jaar. En as ek voel, ek is te nagekom en sê ek, want die Here, jy gaan dit vir my regstel. En ek beloof jou, nie lank nadat ek het gesê het nie, dan seën die Here. Ek dink ek en jy kan gemotiveer raak deur hierdie skrif vir 2026 en dit wat nog kom. Maar die groot probleem lê baie diep. Romeine 12:2. Die Here kom en sê, asseblief, vernuwe jou gedagtes. Renew your mind. Want as jy dit nie doen nie, jou brein gaan vir jou vertel, it's impossible. Niemand anders doen. Dit gaan die finale besluit
besluit wees. Jy gaan of iets lees, of 'n dood gaan jy toe kom en vir jou sê, ag nee, jy is af. En dan moet jy die guts hê om te sê, maar God se woord sê dit sal so wees, ek glo dit. Gaan weg. Ek dink met daai gesag en autoriteit moet ons van hierdie jaar af die lewe aanpak. Sê jou sê. Sê jou sê as hy nie uitkom. Moenie stil bly nie. Jy sien, want as jy dit spreek, dan gaan jy dit kry. Dis 'n geruime tyd wat Jabes se gebed die hele tyd in my gedagtes is. En van ek my voorberei vir vandag, nog soveel meer. Jy sien, Jabes sê hier in 1 Kronieke 4, hy sê, Jabes het die God van Israel aangeroep, met die woorde. Hy het gesê, Hemelse Vader, stort u seën oor my uit. Vergroot my grondgebied. Neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my kan tref nie. En weet jy wat is die beste verhaal? As dan God het laat gebeur wat hy gevra het. En vir die punt. Dit was een van die eerste Christelike kursusse seminare wat daar gedoen by gedoen. Ons kyk daar by die campuskerk in Bloemfontein, by die universiteit, hierdie uitsending van Bruce Wilkinson. In die Hemelse Vader my vergewe, ek wil glad nie gaan. Ek het dadelik 'n freaking gedagte gehad, 'n draai by die Spur, 'n lekker dit en 'n lekker dat, kan sê, ons gaan. Ek sê, okay, David, vernuwe jou gedagtes. Renew your mind. En met die deel is ek 'n klein groen boekies uit. The prayer of Jabez, the prayer of Jabez, the prayer of Jabez. Maar toe daar uitkom, toe ek 'n ander attitude. Ek het 'n totaal ander attitude gehad, en weet julle wat ek gedoen? Ek het daai teksvers op so 'n stukkie papier gekry, waar ek elke dag kan lees. Ek kan nie eens volgende nou waar kom geplaas. Maar ek het dit elke dag gelees. Ek het dit elke dag geproklameer en gedekleer en gedekree. Maar weet julle wat was die mees skerigste wat Bruce Wilkinson vir ons gesê het? Die dag toe hy dit begin doen. Jy sien, jy leer deur ander ouens. Toe hy hierdie prayer begin teach, net in sy omgewing. En toe sit in sy state in Amerika. Toe sit nader aan die hele Amerika. Verenigde State van Amerika. The prayer of Jabez, the prayer of Jabez, the prayer of Jabez. Toe hy hom kon kry, toe maak hy 'n college oop. Walk through the Bible, Bruce Wilkinson. En hy lei mense op. Hy's pa, hy's man, hy's pastoor, hy's college dosent, hy ry rond, hy preek hierdie preke. Maar God maak dit alles vir hom so oop. Want hy het gesê, enlarge my territory. Vergroot my grondgebied.
En nadat hy in Bloemfontein was, toe dink ek, daar is die brieke nie. Want jy sien, terwyl hy besig is met hierdie uitsending, toe vertel hy dat hy wil in Suid-Afrika 'n college begin. Wie ken die storie? Maak jy self. En terwyl hy op die vliegtuig is, vra hy vir God, Hoe? En die Here sê vir hom, ek sal vir jou by die Jan Smits lughawe, daai tyd, 'n man met 'n pak klere en nog 'n man met 'n pak klere met 'n aktetas in jou toe stuur. En jy moet weet, hulle gaan jou help. En hy klim van die vliegtuig af, en hy gaan vat sy soetkuisie, en hy stap. En hoe verder hy stap, is hy al hoe meer negatief. En toe hy hom kom kry, toe kom hy 2 maande saam gestaan. En hy dog, wat op aarde moet hy nou sê? En die 2 stap na hom toe, hulle vra vir hom, is jy Bruce Wilkinson? Hy sê, yes. Hy sê, God sent me to give you an amount. Where can you sit? En net dan gee daai 2 maande 'n check vir Bruce Wilkinson vir 'n college gebou in Sandton. Nie in Wilgolf of Bloemfontein. Dan sou dit 300,000 gekos het. Hy gee vir hom die geld om in Sandton 'n college gebou te koop. En hy skryf hom 'n check uit. Hy skeer dit uit, hy sê, please deposit this. Nou gaan ek, doe nooit weer gesien. En hulle gaan soek 'n plek in Sandton, en hulle kry presies vir daai bedrag 'n plek geëkoop, soos jy nie kan glo. Ek het 'n prent nou nog van. Dit lyk soos 'n hotel met honderde kamers. Maar dit is 'n college. Jy sien, as God vir jou sê, I will enlarge your territory, moet jy besef, het gaan gebeur. Maar jy moet 'n tree gee. As dit binne in jou hart geplant het, dat jy op water moet loop, en dit demonstreer vir die vyand, moet jy nie in die bootjie bly nie. Jy sal die geloof moet vat, en jy sal moet oor die bootjie se kant tree. En nie alleen nie, voordat jy dit gaan regkry. Ek sit op baie oomblik en ek dink aan Bruce Wilkinson se storie en ek sê, Here, maar ek werk vir geld. Ek het nog 'n nuwe huwelik wat ek moet aan werk. Nog 'n fliek op. Ek moet nog self in die tuin ook werk. Sal die karre moet was, want ek weet nie of die kinders my so like nie. En toe ek my oë uitvee, toe die Here my geroep vir die ministerie. En ons het verlang, het ek gewerk en ons het bedien. En hoe lang is dit nou ja? 7 jaar. 7 jaar. Wat ek werk en ek is nog steeds in die bediening. Jy sien, jy moet bereid wees dat dit van toepassing is op jou en jy moet die tree gee. Jy sien, God kan net 'n poging seën. As jy bokkerrol doen, dan sien hy daai bokkerrol en dit is al wat groei. Wie bokkerrol, is dit 'n reg woord?
Ek en jy moet vir mekaar sê, hier's goed weggesteek in die Bybel. Die Engelse Bybel praat van mysteries, geheimenisse. As jy kyk in die Nuwe Testament, hierdie woord mystery kom 32 keer voor. En van hierdie 32 keer kom hy dit 9 keer voor in Efesiërs. Ek wil nou vandag vir julle iets sê. Jy sien, ek is besig soos AI om iets af te punt na 'n punt toe om dit vir jou kortpad te gee. Nou, en van die 9 keer wat dit in Efesiërs staan, 6 van daai 9 keer staan dit in Efesiërs 3. So as jy wil weet wat se geheimenis God vir jou in gedagte gaan lees Efesiërs 3, dan lees jy die res. Want hy sê dit duidelik, hy sê, hy bid, net 3 vers 1, daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie. Ek dink nie een is hier vandag, nee, is nie. Hy praat met jou. En hy sê, ek Paulus 'n gevangene deur die diens van Jesus Christus. Hy sê, julle het seker tog gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang wat nie Jode is. Hy het my 'n opdrag gegee in julle belang, nie my belang. Hy sê, hy het sy geheimenis deur 'n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks geskryf het, en jy moet nie res gaan lees. Ek het die mysteries wat ek nodig het daar gelees. En ek sê weer, soos Romeine 12 sê, jy moet jou gedagtes vernuwe. Moet jy die volgende glo. 2 Korintiërs 5 sê dit so duidelik, vers 17. Iemand wat in Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe het gekom. En dis alles die werk van God. Nie jy. Ek het nou gesê, hy het 'n nuwe gees vir jou gestuur, met nuwe potensiaal wat in jou bly. En hy haal jou kliphart uit, en hy gee vir jou vlees aan. Hy sê eintlik in daai skrif, be like a man. A man like me. Ek en my vriend Swannie het 'n groot geklets altyd in die gang. Dan moet het my baie geleer om te luister na waarhede. Jy sien, ek en jy kan kies om so aan te dui vir die res van ons lewe. Of ek en jy kan kies, nou, dinge gaan nou verander. Want jy kry 3 soorte mense. Those who make things happen. Dis een tipe mens. Die wat dinge laat gebeur. Hulle is hier, volgelinge van God. En dan kry jy 'n ander groepie. Those who stand and see what happened. Kyk wat het nou net gebeur. Is dit nie fantasties nie? Die wat staan en sien wat gebeur. Wow. En dan kry jy die derdes.
Hulle staan daar soos hierdie emoji. Those who stand and wonder what just happened. Die wat wonder, wat het nou net gebeur? Kyk, jy kan baie byvoeglike naamwoorde hier insit en ook het dit baie mooi oppolis, maar kom ons los dit liewer buite. Staan agter 'n kans. Jy sien, kies jy om, dankie Jesus, ek gaan dit doen. Of gaan jy daai een wees wat, kyk wat dit nou gebeur. Of gaan jy daai een wees wat daar aan die kant staan en sê, en jy sê niks, jy dink nie, wat het nou gebeur? Ek en jy moet kies, wat een is ons. Ek gaan vir julle enetjie stuur op die groep. Julle versprei nie my naam, asseblief. Ek wil afsluit met 1 Petrus. Op Petros. Petros is half my Here. 1 Petrus 1. Kom ons blaai sin toe. En dan gaan jy lekker koekies kry en koffie en wat. Hy sê, wees daarom verstandig, wakker. Jy sien, as 'n verskil teen iemand wat dink hy slim, maar hy slaap. Vinnig aan daai mond toe. Jy seker, jy kry iemand wat verstandig is en wakker is en nugter is. En vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal hê met die wederkoms van Christus. God's grace is vir jou gegee. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle nog nie God geken het. Daai goed is way back. Moenie terug gaan soontoe nie. Hy sê vers 15, nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Daar staan immers geskryf, wees heilig, want ek is heilig. Geen amen, niks, praise the Lord, nothing at all. Oh my goodness, ja, jy sien, jy moet nugter wees en skerp en wakker. Asseblief. Ek gaan die Engels probeer. Hy sê, therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope. Rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you. How? At the revelation of Jesus Christ. Dis nie in Afrikaans dieselfde. Die Afrikaners het nie 'n openbaring nodig nie. Hulle vat hom as sommer so uit die teologie kollege. Hier staan dit, jy moet wag dat God vir jou 'n revelation gee, 'n openbaring gee. Paulus skryf, hy sê, ek hou vas aan daai gesig wat ek gesien het. Niks anders dan. Hy het 'n droom gehad, hy het 'n visioen gehad. Hy sê ek hou vas aan dit. It's a godly revelation. Vers 14 sê, as obedient children, not conforming yourself to the former lust, as in your ignorance, but as we who called you is holy, you also must be holy in your conduct. Because it is written, be holy, because I am holy. Dis 'n preek weer vir 'n ander dag. As jy sommer hierdie is, dink jy God wil jou in sy koninkryk vereenselwig met jou? Hy het jou lief nes jy is.
Maar as jy daar 'n nuwe stapie is as ambassadeur, moet jy daar 'n bietjie leef soos hy leef. Ons het dit vir mekaar gesê, hier is die voorskrifte om 'n ambassadeur in die koninkryk van die hemel te wees. Leef die woord. Hier is 'n woordjie wat ek net mee ligtelik wil afsluit. En hy kom hier voor, hy sê, vers 14, as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts, as in your ignorance. Swannie, sal nie omgee nie, ek het met hom gepraat, ek kan maar jullie goed praat vandag, met julle, oor wat sy sê goed is. Ek bly motiveer dat hy boek skryf. Hy sê die grootste probleem van die mensdom is, hulle ignorance. Ignoreer jy dit wat ek jou vra, wat my behoeftes is? Ignoreer jy God en dit wat hy jou vra, hoe om te groei in Christus? Ek sal vir julle iets spesiaals stuur omtrent the people's ignorant mind. Die Volvo XC90 is nou vir 'n jaar en 2 maande in Brandpan, Boksburg, lei met baie wil. En Swannie hanteer vir my hierdie werktuigkundige. En net as hy nie genoeg gehoor het van hierdie man nie, dan sê hy, ignoreer jy my weer? Ek wil net vandag vir jou sê, ek hoop nie, God sê vandag vir jou deur die Gees, stop die feit dat jy my so ignoreer. Kom ons lei die oor. Stop your ignorance towards me. Hemelse Vader, dankie Here vir woord wat ons kan verander. Dankie Jesus dat U 'n wonderbaarlike God is. Dankie dat ons nie hoef te kom met nuwejaarsvoornemens nie, maar net 'n besluit om U te volg. U wat die Seun van God is, U wat ons hemelse Vader is, U wat die woord is. Dankie Jesus dat hierdie woord kan uitgaan en die mensdom gaan help om te verander. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied. Gee jou kans om die koninkryk